kan laat waai. Ja. Ek en Ruben, ek sal nou die stories vertel dat my niggies en neefies ook nou almal mooi verstaan. Ons was in Oldhuis gewees in die noorde van die Limpopo provinsie. En ek en Ruben gaan sit by 'n watergat saam met die gids op soek na 'n kudu-koei of 'n rooibok. En by die watergat is daar so 'n boom, maar hy's so hol, so. En so Ruben kan daar binne in die basis binne die boom sit. En dan kom die wortels so uit, so daar is jy right, en hierso voor staan nou so 'n lospompies pak, ons sit ek in die gids so langs mekaar op die grond op ons agterente. Dan kyk ons hier so verby die boom so na die watergat en ek kan so as ek so reg kan ek daai kan sien. En natuurlik kan ons nou daar om ons sien en daarso. Dan wag ons dan kyk ons nou vir die bok en nou sit Ruben daar in die boom sit hy. En op 'n stadium toe kom daar 14 buffels daar aan. En hulle kom staan daar. En hulle is die naaste een is 15 meter omtrent van ons weg en hy lyk kwaai. En Ruben word baie bang toe want hy weet as 'n buffalo storm is hy's 'n baie temperamentele dier. Hy het 'n bad attitude, sommer vir starters. En dan terg ek bietjie vir Ruben, dan lê ek so voor, dan steek ek vir die buffeltong uit. En dan sê Ruben net hy sê dan hy staan 'n bietjie so weer agter. Maar op die plaas is daar ook leeu's. En 'n mannetjie leeu kan 100 meter in 3 sekondes hardloop. So as 'n mannetjie leeu jou sien en dis ook tickets met jou, jy het nie genoeg tyd. Nou sit ek in die gids nou, kyk ons die hele tyd so, dan kyk ons nog van bokkies, dan kyk ons bietjie deur ver, kyk ons. Nou staan die buffels hier voor ons en hulle wil nie weggaan nie, maar hulle sien ons, maar hulle kan ons nie ry nie want ons is wind af. So hulle kan ons nie ry nie en hulle kan ons sien, maar hulle kan nie vasstel wat ons is nie, want ons is nou ons sit plat op ons agterente. En elke nou dan hoor jy, want in die bos kan jy, elke dingetjie kan jy hoor. As daar so 'n bokkie kom, kan jy hoor hoe kom hy. So hoe laat was dit? Dit was so amper skemer. Die son het net voor die son ondergang. Okay. En nou hoor ons nou as die bokkies kom en die tarantaal en goeters, as jy ietsie hoor, dan kyk jy nou eers, dan sien jy wat dit is. Nee, dis nog nie die bok wat ons lê nie. Wat ook, dan kom die duikertjies en die steenbokkies, dan kom hulle. Intussen staan hierdie buffels daar, en dan kom toe 3 massiewe, maar soos in helse groot kudu-bulle. 4, dit is 4 ja. Massiewe groot kudu-bulle. Die pragtigste horings. En hulle het ons ook net so gekyk. En dan staan ons so rond, en drink nog so 'n bietjie, en dan kyk hulle weer na ons. Intussen staan daai een groot buffel waar hy so hy lyk soos 'n bodybuilder, so daai spiere in sy bene so staan net. Dan staan hy ons heeltyd so en kyk en hy's net hier. En hy drool al. Ja. En die kudus skrik toe vir iets en hulle is toe weg. En nou sit ons en ek hoor ietsie agter ons. Net so glytjie in die gras agter ons. En toe ek so draai om te kyk, toe die gids klaar begin kyk. Nou as hy klaar kyk of ek nou moes kyk, hy gaan ons sien wat as hy my sê wat is, dan kyk ek nou weer verder hierso. En ek kyk toe ek sien hy kyk, toe hou ek op kyk en ek kyk hier vorentoe. Volgende oomblik spring daai gids bo op my. Sy oë is net so groot. Hy spiere wit in sy gesig. Nou is 'n swart man, ou swart man, maar sy oë is net so groot. Ek skrik my jack af. Eerste ding waaraan ek dink is ietsie storm. Die buffels of leeu, ietsie storm ons nou, want hy probeer nou agter dit voel vir my asof hy agter die boom wil inkom. En toe ek begin paniek en Ruben sien ek skrik, toe is Ruben sommer op in die boom, met een slag sy op in die boom. En die gids is toe uiteindelik oor my en toe ek so lê, toe lê die slang hier langs ons. Maar en toe ek omkyk, dis ek weer rustig, toe sien ek is 'n slang. O nee, jy moet tog. Dat is ek liewes. Net so lank en sy kop trek klaar so reg. Ek ken nie slange goed genoeg om te weet wat dit is nie. Maar sy kop staan klaar soos 'n pofadder en hy so terugtrek daai kop die lyfie so. En ek gryp my haag weer, nou as ek die haag weer saamgevat vir as ons slange kry, maar nou omdat ons daar sit, het ek nou nie vir veiligheid ek nou nie die haag weer gelaai gehad nie. Hy het net daar lê, hy's oopgeknak, maar die patrone lê los. Jesus, ek is daar stoor, ek het die patrone in en nou wil ek die ding skiet en die boys, nee, stop. Hy slaan ons sommer dood, want as ons nou skiet, mag ons daar gaan buffels kwaad maak. Ja, buffelstorm, ja. En dan gaan die buffels storm. Nou sit ek, maar ek wil skiet, ek soek daai slang hier op my. Tussen 'n leislang. 'n korte, nog jongetjie. Okay. Want toe slaan ons hom dood en klaar en toe staan ons op en ons loop. Toe is ons nou klaar. Nou gaan ons nie verder jag nou vandag nie. Nou soek ek 'n whisky en 'n sterkie. En wat van jou natbroek toe? Nee, dit het daarom nie gebeur nie. Maar ons stap toe en die buffels hou net aan van so kyk.
Stap ons daar by hulle verby. Jy weet Dan kyk nooit ons net so. 'n buffel. Jy weet nooit jy met 'n buffel nie nie. wat hulle Ja. gaan. Ja. En toe ek So maar die slang eerste ding waaraan ek gedink het. Okay, jou storie. Hy spring hier na toe Klakkies. spring. toe ek die slang Dis waar sien. die skeiding van die bome Toe is. dis sak maar 'n Ietsie bietjie. storm. Maar ek dog die swarte Maar ek val op my skrik pa nie. my Spring op nie. Toe Ruben sien Toe ek my skrik. toe my pa koes. Toe dog ek die val buffels op my. op. In die bome. Toe ek omdraai toe sit die slang Toe toe skrik sak. hy. weet en dit hy- Baie so sy in die boom. Adam bly met ek sien net vir jou. Ek sal liewer 'n buffel in die oog kyk as 'n slang. Dis nie Ek sal liewer 'n Maar ek slang in is die oog seker kyk nie. as Nou ek wil net sien of hoe goed julle seun ken. Hy sê hy's bang vir twee dinge in die lewe. Die een is 'n slang, die een is 'n slang en wat is die ander ding? Ek. Nee. Ja, ek en my ma nog nooit, hulle weet net van slange miskien. Ek weet nie van slange nie. Van slange en vetvrouens. Dis sy storie daar. Vetvrouens kan jy baie seer maak.